Martin het so hard gewerk het gister om vir ons PowerPoint deed, ons tegniese goedjies word so in die agtergrond ook met baie harde werk opgelos. So kom ons soek ons heerlike Kers, en dit is so wonderlike tyd van die jaar. Dis prys die Here se naam.
oë en ons raak stil voor die Here. En sê ons Vader, dit is vir ons so groot eer en voorreg om in hierdie derde week van Advent voor U te kom buig. Here, om U lof te besing en om te weet dat U die Here is vir ons lewe. Here, versterk ons in die Erediens. Laat ons hier vanaf uitgaan en werklik U naby ons harte. Dat ons besef hier se koms aangaan. Die koms van Jesus wat die wêreld kom het. My, jou, as sondaar, kom verlos. Ons dank U. Amen. Amen. Julle mag maar sing. Vir ons foto met ons seëngroet is op die leesrooster 'n pragtige gedeelte uit Jesaja 61. Ek wil hê julle moet let op die twee gedeeltes hier, een waar God praat en een waar die skrywer praat. Ek is die Here. Ek het die reg lief. Ek haat roof en misdaad. In my trou sal ek my volk gee wat ek beloof het. Ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit. Hulle afstammelinge sal bekend wees onder die nasies. Hulle nakomelinge onder die volke. Almal wat na my volk kyk, sal besef dat hulle 'n volk is wat deur die Here geseën is. Ek is baie bly oor die Here. Ek juig my oor my God, want hy het my gered. Vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos 'n bruidegom met 'n priesterkroon op, soos 'n bruid met haar juwele aan. Soos die grond plante laat uitsprei, soos die plante in 'n tuin vrugte gee, so gee die Here my God die oorwinning en laat hy al die nasies luister na die loflied tot sy eer. Mag jy vanoggend die teenwoordigheid van die Here ervaar. Mag jy met jou priesterkroon na hom toe kom, met jou juwele aan en mag hy jou bedien daar waar jy in die bank sit. Welkom in die erediens van die Here. Kom ons staan dan saam en prys hom vir sy grootheid. Thank you.
my gesterf het, hoekom moet ek dan nog in die 10 gebooie glo? Het Jesus nie die wet kom nuut maak nie. Maar juis in Matteus leer Jesus ons met sy eie woorde, nie een letterstreepie of deelteken sal wegval van die wet af nie. So hoekom lees ons dan nog die wet? Hoekom glo ons in die wet? Want juis deur die verlossing van Jesus Christus word die wet deel van ons. Dis nie meer 'n stukkie papier en 'n lysie wat ons volg nie. Dit is wie ons word as mense vir die wêreld. In Eksodus 20 lees ons dan so: toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige ander afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of wat op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Deur jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. So sê die woord van die Here. Kom ons sing dan so ons skuldbelydenis lied. Kom lê hierdie voor die Here neer tot sy eer.
dan voor die Here staan en ons skuld bely. Kan ons ook met vrymoedigheid voor hom kom. Omdat hy sy seun gestuur het, juis in hierdie tyd, om vir ons aan die kruis te kom hang. 'n klein seentjie in 'n krib, wat vir ons kom sterf. Kom ons sing dan weer saam, ons tweede lofgesang. Laat my dink aan 'n rukkie terug toe ek in die Griekse Ortodokse Kerk die erediens gaan bywoon het. En ek weet nie wie van julle was al in so 'n erediens nie, maar hy is so 4 ure lank en jy staan die hele tyd. En toe ons uitstap, toe vra ek die ou, "Hoekom staan julle 4 ure lank?" Toe kyk hy net so vir my en hy sê, "Christ suffered." En hy stap weg. Vir die eerste keer te besef ek hoekom ons sekere goeders doen en so ook hoekom ons sekere goeders in ons kerk doen. Jy sien in so 120 na Christus toe kom 'n paar van die vervolgde Christene bymekaar, 'n paar van die apostels, en hulle skryf 'n dokument. Hierdie dokument se naam was die Didache. As jy nou my wil aanvat oor hoe ek dit uitspreek, party van die professore en party van die geleerdes spreek dit ook uit die Didache. Maar vanuit hierdie dokument kom al ons belydenis van geloof en ander dokumente. Onder vervolging skryf hulle 'n pragtige stuk wat getuig van die liefde van Christus in hulle en die liefde van Christus vir mekaar. En vanuit hierdie is gebore die apostoliese geloofsbelydenis. En ons sê dit saam. So kom ons sê dan saam. Julle het die grootste vrymoedigheid om te staan as julle wil vir die geloofsbelydenis. Maar kom ons sê die geloofsbelydenis saam. Kom ons sit ons net vir 'n oomblik saam met daai vervolgdes 120 na Christus. Wat op hulle voete gehang word. Wat in leeukuile gegooi word. In die Kolosseum gevoer word vir die diere. En dan sê hulle hierdie op. So kom ons sê dan ons geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Julle mag sê. Ons raak dit vir daai oomblik stil. Ons dink aan wat ons nou net gesê het en ons lê ons hart voor die Here se voete neer. Ons Here en ons Vader, ons kom voor U hier vanoggend. Ons kom bely ons sondes, ons weet ons is swak en nietig. Maar U stuur iets vir ons. U stuur vir ons hoop. Hoop in die vorm van 'n seentjie. Daaroor is ons onsself. Daarom lewe ons nie meer in vrees nie. Daarom lewe ons in vryheid. En Vader, versterk ons in ons geloof. Maak ons bewus van onsself. Ons houding teenoor die wêreld en teenoor ander. Here, kom openbaar ons vanoggend hier uit die lewende woord. Laat ons onsself van ons taak verrig. En vanuit geloof, vanuit dankbaarheid, na ander te lewe. Amen. Lekker. Ek hoop julle het lekker geslaap. Ek het baie lekker geslaap. Boeta het 'n bietjie gisterand by ouma en oupa gaan kuier. So ek en my vrou het 'n goeie nag gesin gehad. Daarom vanoggend hierso is ek so opgewonde om hierdie teks met julle te kom deel. Ek het vir 'n rukkie in die week deurgeblaai. Jy weet, ek sit nou dan lê ek vir Boeta so voor die TV neer en dan kyk hy TV, hy love golf, geen nog maar en dan sit ek te berei voor en ek gaan deur die skrif en ek soek en ek lees en ek kom op hierdie teks af en soos ek die teks lees, tog is maar hierdie klink nou nogal in lyn met die tyd wat ons daar is in die jaar wat ook al en so waar is pragtig toe ek op die leesrooster gaan kyk, toes dit in die leesrooster. Nie heeltemal presies nie, ek het hom so helfte gevang, maar toe is hy presies in die leesrooster net so. En toe dink ek wel, as dit nie genoeg van 'n teken vir my is nie,
Gaan julle hom nou maar kry vanoggend? Moet ek 'n switch doen? Okay. Maar, sta ek hier op die tyd? Praat ek dan hard genoeg as ek uitsluit? Is nou reg? Doets. Terug. Ja. Okay. So, hierdie teks gaan julle nou maar kry vandag en ek is regtig opgewonde. Ons blaai saam na 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 16 tot 24. Hy sê die volgende: Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profeseë geringskat nie, maar toets dit alles en behou wat goed is. En bly weg van alles wat sleg is. Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewy maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. Paulus, omdat net soos die apostoliese geloofsbelijdenis wat ons nou vanoggend gedeel het. Paulus se brief aan Tessaloniërs kom vanuit 'n baie moeilike omstandighede. Hy het hulle gaan besoek en hy was op pad af na die onderkant van Griekeland toe. Tesalonia is so bietjie hoër op. En hy's verby hulle daar en hy's op pad af, en soos wat hy op pad af is, hoor hy, daar's mense wat hom vervolg. En met hierdie reis, probeer hy toe terugkom, en soos wat hy vlug van die mense wat hom probeer doodmaak, gaan hy weer verby hulle, en soos wat hy verby hulle gaan, kan hy nie by hulle stop nie, want hy word gejaag. So hy skryf van hulle 'n brief. Imagine, mense soek jou, mense wil jy doodmaak, jy is besig om weg te hardloop, en jy skryf 'n brief, gou-gou terwyl jy hardloop. En jou woorde sê, wees altyd bly. Kan jy dit imagine? Ek sien baie predikers vandag. En ek is nie hier om ander mense sleg te sê nie, maar vanoggend wil ek met julle regtig praat. Ek sien baie predikers vandag, baie mense vandag, wat begin met die woorde, in hierdie tye waarin ons nou is, hierdie moeilike tye waarin ons nou is, die wêreld is besig om afdraande te gaan. As jy in 1900 gebore was, dit is nou so 120 jaar terug. As jy in daai tyd gebore was, teen die tyd wat jy 14 is, breek die Eerste Wêreldoorlog. 20 miljoen mense sterf. 50 miljoen mense sterf 2 jaar na die Eerste Wêreldoorlog van die Spaanse griep. So teen die tyd wat jy 20 is, het jy 10 teen 1 die helfte van jou familie al verloor.
of dit nou van oorlog was, of 'n griep. So 'n paar jaar later, teen die tyd wat jy so 32 is, kom Hitler aan bewind in Duitsland. As jy 'n Jood was dit vir jouself nog erger. As jy 'n hawelose was dit vir jou net so erg. As jy 'n kommunis was dit vir jou net so erg. Teen die tyd dat jy 40 is, breek die Tweede Wêreldoorlog uit. Teen die tyd dat jy 44 is, eindig die Tweede Wêreldoorlog. Maar o wag, teen die tyd dat jy 50 is, breek die Koreaanse oorlog uit. In 1985 word jou agterkleinkinders gebore. En jy sit in vrede en sê, wat 'n wonderlike wêreld is dit nie. En jou kleinkinders sê vir jou, wat weet jy van ons swaar kry? Ons besef nie partykeer die tyd waarin ons lewe nie. Ons besef nie partykeer die gemoed wat ons moet hê teenoor hierdie wêreld. Wat Christus vir ons kom doen het, hoe dit ons vrymaak van ons vrees. En dat dit 'n houding aan ons kom stel. Mense wat vol moet bid, wat bly is. En wat die evangelie kan verkondig, sonder om 'n woord te sê, want mense vra, maar hoekom is jy so gelukkig? Dis soos die verhaal van 2 kamele. Daar's 'n stroom, sterk stroom wat loop, en die kamele dra elkeen 'n vrag op hulle rug. Daai is 'n voorbeeld. Nou die kameel spesifiek het sout op sy rug. Die een kameel dra sout. Die ander kameel dra katoen. Hulle moet deur die stroom stap. Die kameel wat katoen dra, sy sakke word nat. Die katoen vul op. Die vrag raak swaarder. Die kameel met sout op sy rug. Sy sout verkoop. Smelt weg. Sy vrag raak ligter. Selfs nadat hulle uit die stroom uitgestap het. In hierdie tyd dra jy katoen op jou rug. Wat in die begin dalk lig lyk. Maar eintlik klomp leë beloftes is van wie jy is, wat jy is en wat se identiteit jy het in Christus Jesus, wat jou kom verlos het, jou vrygemaak het en in jou gemoed kom stel het om voluit te kan lewe vir hom. Want stap dalk deur 'n moeilike tyd. Jy kry weerstand in jou lewe. Jou sak raak vol, jou katoen raak swaar. En jy kan nie meer hierdie gewig dra nie. Of is jy die kameel met sout op sy rug? Vol waarheid. Swaar belas eers. Met 'n wete van hoe swak, hoe sondig jy is. Maar wanneer die weerstand in jou lewe kom, hou jy vas aan die belofte van Jesus Christus. En soos wat jy deur die water stap, smelt hierdie gewig op jou skouers weg. Jy stap uit met 'n ligte gewig.
Niks in hierdie lewe hou jou dan meer terug nie. My vrou vra my nou, Engel, wat beteken dit? As ons sê force, soos God is die vrede force. Dit beteken, God kom bied die vrede net aan hier. Hy bring die vrede in jou lewe. Hy stuur 'n kind om aan 'n kruis te hang, sodat jy deur sy bloed verlos kan word en sodat jy met vrymoedigheid nie kan uitstap en vir elke liewe siel op aarde kan vertel wat is jou geluk. Waarin lê jou? Hoekom is jy nie so swaar belas nie? As Christen, kom maak Christenskap nie jou lewe meer aantrekliker nie. Dit is die laaste ding wat Christenskap doen. Ek sê altyd vir jong mense, Christianity does not solve your problems. Maar hy laat jou verstaan hoe om met dit om te gaan. Dis hoekom wanneer ons weerstand kry. En wanneer iemand wat nie in die geloof vasstaan weerstand kry. Hoe ons aan die ander kant van ons probleme uitkom. Dit is waarin ons hoop lê. En ek sien al hoe meer en meer hoe Christene besig is om in hierdie leuen in te val van dit gaan swaar met jou, dit gaan moeilik met jou. Ja. Die ou wat gebore is in 1900, beloof ek jou dit eintlik gehad. Tog is sy geloof sterk. Tog hou hy hom nie op met gemors wat aan hom verkondig word nie. Ons het nou die dag 'n groot gestryery op Facebook. Ek weet nie wie van julle het Steen van die Berg se pragtige artikel oor Openbaring gesien. Ken iemand? Hallo. Pragtige gedeelte. Hoe Openbaring 'n brief, 'n boek is aan die 7 gemeentes wat hoop gebring het vir hulle in hulle tyd. Maar 'n tannie wat in haar huis sit met 'n baie vreesaanjaende slideshow, stuur dit uit na al haar WhatsApp groepies toe en ons almal vrees die eindtyd is nou. Nee. Dis nie wie ons is nie. Jy sien net so 5 jaar maar my persoon wat in 1900 gebore is, 1905, sit 'n klomp mense in 'n kamer en 'n ou lees Handelinge 2 van die Heilige Gees wat uitstort op die mense. Sonder begrip, sonder verstand, hulle almal breek uit in tale en hier is die beweging van die Pinksterkerk. 1905. Kan maar gaan kyk. En hierdie beweging, nou al vir 115 jaar, gaan sit met hulle skrif en lees dit swart op wit. En ek het 7 jaar van my lewe afgestaan om te verstaan dat jy dit nie kan doen nie. Hoekom? Want Paulus is besig om te hardloop terwyl hy 'n brief skryf. Want die Joodse tydsbegrip is nie soos ons westerse mense nie. Want daar's 5 verskillende tipe Griekse weergawes van die Nuwe Testament. Want daar's prosa, want daar's poesie, want daar's diepte in hierdie skrif. So jy kan hom nie letterlik gaan opneem nie.
Daar's sekere goed wat gesê word, wat fundamenteel waar is, en ons glo daaraan, ons sê dit Sondag na Sondag, en ons staan hier voor en verkondig dit. Maar as dit kom by sekere goed, moet ons nie vrees aanjaag nie, moet ons nie 'n klomp leë, ligte katoen op ons skouers sit en dink dat ons nie 'n swaar was in die begin dra nie. Leuns en misleiding op ons skouers sit en dink ons kan in die wêreld instap. Luister na elke Jan Rapp en sy maat wat op 'n verhoog of op 'n YouTube kanaal ietsie sê nie. Gaan kyk wie sê wat. Gaan luister na die wat weet waarvan hulle praat. Gaan kyk na wie die bron is, wat die bron is van jou inligting, want ek beloof jou nou, as jy jouself met waarheid omring, gaan jou las makliker wees om te verstaan. Gaan jou sout wegsmaak. Daar's 'n rede hoekom ons gereformeerdes is. Daar's 'n rede hoekom ons geloofsbelijdenis is. Die wet lees. Advent vier. Want ons luister 2 keer. Voordat ons net iets glo. Ons verstaan waar kom ons verlossing vandaan. Ons verstaan waarin lê ons verlossing. Ons weet dat wanneer ons onsself bekeer, transformeer ons lewens. En dat ons nie 'n klomp lese bane is nie, maar bakens van hoop wat in hierdie wêreld uitgaan. En vir mense die goeie nuus vir jou. Amen. Gemeente, ek wil met daai gemoed. Hier ons moet graag saam lied 266 sing. Dis iets wat ons doen. Dis iets wat ons baie goed doen, is iets wat ons nog altyd gedoen. Julle kan dit selfs met julle oë toe doen. Laat dit resoneer met jou. Luister na wat jy sê. Laat die sout op jou rug wegsmelt. Laat die vrees van hierdie wêreld om jou vermy. Laat jy waak van hom. Kom ons staan. Oh
dit was die Desembertyd, die laaste ruk toe COVID nou so 'n bietjie gesak het en ons kon 'n paar goedjies aan die gang sit. Toe kom hierdie ding op van, hoor jy so maar, Oekraïense gemeenskap weer 'n bietjie lekker by mekaar en toe hou ons na die Kersmark. Die 5de Desember. En ons as gemeente het vanuit ons Kersmark R24,000 ingesamel toe op die ou einde van die dag. So ek wil vir ons het dit binne 3 weke aan mekaar geslaan en vir elke liewe een van julle wat betrokke was, wat gekom het, wat daar was, wat saam met ons gedeel het in die gemeenskap van hierdie hele ding. Ons panneboeke was net vinnig uitverkoop, né? Waar is die klas? Volgende keer maak ons so 2 dromme. Maar dit was so lekker. Dit was so lekker om baie van julle daar te sien, julle gesit te sien en bietjie saam met julle te gesels en met julle te deel in Jesus se liefde en vreugde. En ek is so lief vir die gemeente al. Net omdat ek so vinnig met almal van julle so 'n diep verhouding gekweek het. En ek dink met iets soos dit, wanneer mense onder druk is, jy weet soos 'n duiwepas, wanneer ons onder druk is, dan vorm verhoudings vir die beter. En ek het regtig dit ervaar met die hele Kersmark ervaring en met die tyd wat ons lees in COVID. Die hele kerkraad, almal wat betrokke was, Annelies, Martin, waar is julle almal? Almal van julle wat daar was, van met die julle Susan, met julle burgers en wat vetkoeke het ook met van hulle. Dit was amazing en ek so dankbaar vir elke liewe een van julle wat betrokke was en wat saam met ons in dit gedeel het. Dan, net op 'n afkondiging, die 100 dae met Jesus is volgende jaar. As jy, toe ek het lees, toe ek die boek begin lees, ek het al die boek begin lees. As jy wil betrokke raak of deel kom neem aan die 100 dae met Jesus, daar gaan 'n tafel buite wees, daar gaan al wees, ek gaan julle name vat, dit is R100 vir 'n boek, en as jy enige navraag het, kan jy net vir Lisa by die sendingkantoor kontak, of gaan sien ook, en toe ek het deurgelees het, dus dit is 'n ideale Ignatiaanse tipe spiritualiteitsding waarneer jy gaan, dit is al 100 dae wat jy reg werk daaraan om in stilte, in gebed, so 'n bietjie meditasie voor die Here te gaan staan, waar jy reg nadink oor jou geloof, waar jy jou geloof beredeneer, waar jy gaan kyk na jou dag. So dit is reg ongelooflike ding as jy 'n bietjie spirituele diepte wil ervaar. Ek dink as gemeente, daar's min dinge wat gemeente so sterk maak soos gebed. 'n Gemeente wat saam bid, kan enigiets vermag. En met hierdie 100 dae met Jesus, is dit so 'n bietjie van 'n opwarming vir die groot beeld. Vir ons as gemeente om in gebed bietjie geoefen te raak. So ek wil julle almal uitnooi. Kom asseblief, kom raak deel van 100 dae met Jesus. Dis 100 dae van jou lewe wat jy nooit gaan terugkry nie, maar waarvoor jy ewig dankbaar sal wees. Ek gaan self daar wees, ons sal klaar 'n klomp mense wat ingeskryf het, om raak deel van hierdie beweging en hierdie ding. Dan wil ek ook sê, van volgende jaar af, hier so Februarie se kant, dit sal op die kalenders wees wat julle gaan kry met die Kersfeesdiens, die 25ste, gaan ons vir julle elkeen ons nuwe kalenders gee. Van volgende jaar Februarie af, gaan ons ook in die aande, Woensdae, 'n gesinsbybelstudie begin, waar ek kan sien met julle regtig as gesinne oor die Bybel gepraat, ons deur die Bybel saam gaan journey, en ons gaan praat oor al die goeders waaroor ek vanoggend gepraat het. Ons gaan leer hoe om ons eie skuld van geloof met die skrif te dra. En ek beloof jou, dit is nie 'n klomp leerlinge se maal nie, dit is regtig iets wat ek glo jou lewe gaan vergelyk. Maar ons tot verstaan kom van sekere goeders, kan ek ons baie help met hoe ons sekere goeders benader in die res van ons lewens. So asseblief, as jy ook betrokke raak by die Bybelstudies van volgende jaar, of die gesinsbybelstudies, hy gaan in die aand wees op Woensdae, elke tweede week. Die Tree Club is in die oggende.
So ons gaan so die kriekklap in die oggend wees, en dan die gesinsbybelstudies in die aande. Dis my droom. Jesus het alles gedoen. As Jesus mense bymekaar gekry het, wat het hy gedoen? Wat is die eerste ding wat hy gehad het? Kos. Geëet. Die evangelie en kos gaan so. Dis my droom dat ons as gesin bymekaar kan kom so op Woensdag, lekker kan saam eet en dan oor die Bybel kan gesels. Dat ons kan in diepte in die Bybel ingaan, 'n bietjie kan gesels oor van goeders waar ons al gaan. So ek sien uit, nou die van julle wat al betrokke raak, om sien my asseblief. Ons wil hierdie ding ook aan die gang kry. 'n Gemeente wat in geloof, in woordkennis ook sterk is, en in gebed, is 'n gemeente wat leef. So ek sien uit. Kom ons staan dan so, en ons sing ons slotlied saam, Vonk 91 van vers 1 en 3, of 1 tot 3, excuse, 1 tot 3, die kleine dorpie hierdie, ons staan saam, ons prys die Here. Ons offergawe is 'n vorm van lofprysing. So ek wil jou uitnooi soos wat jy uitstap, is daar bokse by die uitgang waar jy jou offergawe kan los tot eer en dank van die Here. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Ons vra partykeer die vraag, is my waarheid en jou waarheid dalk nie net twee verskillende waarhede nie. Maar Jesus kom sê vir ons, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So mag die genade van Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees jou aandring om te soek na waarheid. Mag jy met vrymoedigheid, vreesloos in hierdie wêreld ingaan en mense tot die evangelie nader. Amen.